Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën en dat dit 'n wonderlike dag ook so vir u vandag sal wees dan. Nou liewe vriende, wanneer dit kom by die natuur, dan sou ons dink dat 'n leeu wyfie een van die beste ma's moet wees en tog is sy nie een van die beste ma's wat die natuur nou oplewer nie. Sy is nie een wat kos aandra vir die welpies nie. Soos die wilde honde wat vir hulle kleintjies vleis aandra. Leeuwyfies doen dit glad nie. Gevolglik eet die welpies baie min vleis totdat hulle oud genoeg is om hulle ma na vangs te vergesel. Hulle begin hulle ma volg as hulle 6 tot 8 weke oud is, maar hulle begin eers vanaf 3 maande saamgaan as die trop gaan jag. Hulle neem dan nog nie deel nie, maar stap agterna. Kompetisie by 'n karkas is maar baie straf en die welpies moet gewoonlik met die krummeltjies tevrede wees. Maar as hulle die kans kry, kan hulle tot 'n kwart van hulle eie gewig eet. So dis nou maar hoe dit gaan met die ou leeuwelpies. Gaan wonder hulle so taai as hulle groot is nie, want hulle die lewe nie maklik as hulle klein is nie. Nou liewe vriende, so is dit dan ook dat Paulus hier in Korintiërs dan ook kom en hy kom vra en herinner eintlik maar die hele gemeente net weer en hy sê, waarom die bekleierery, waarom die stryery, wat is die rede? En dan kom hy en hy sê, die rede waarom hy met hulle praat, waarom hy na hulle toe kom, waarom hy die brief geskryf het, is dat dit nie oor hom gaan nie. Dit gaan nie oor sy eer of sy beeld nie, dit gaan oor die Here Jesus Christus. En dat dit gaan daaroor dat hulle ook, net soos hy, in die regte verhouding met die Here moet wees. Nou sê in 2 Korintiërs 12 vers 19, dink julle weer dat ons by julle verdedig? Ons spreek in die teenwoordigheid van God in Christus, en dit alles geliefdes, tot julle stigting. Hy sê ons probeer nie, dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor julle. Dis hoekom ons met julle kom praat, dat julle in die regte verhouding met die Here moet wees. En jy weet, liewe vriende, baie keer kom die duiwel en hy mislei ons so, dat ons so dink, jong, dit gaan nou oor die mense om ons en so, maar dit gaan oor ons eie verhouding met die Here, dit moet reg wees. En dit is maklik om ander mense aan te val en foute in hulle te sien, maar liewe vriende, dis nie waaroor dit gaan nie, dit gaan oor u eie verhouding met die Here. En dat dit alles in geliefde tot stigting sal skiet, dis waaroor dit handel dan ook. Dan kom hy ook daarso, en hy herinner hulle verder om vir hulle te bewys, dat dit oor hulle gaan. Hy sê, daar in vers 20, want ek vrees dat ek julle by my koms miskien nie sal vind soos ek wens nie, en dat ek deur julle gevind sal word, soos julle nie wens nie. Nou, liewe vriende, dit is nou 'n hartseer saak as daar die persoon wat u na die Here toe gelei het en daar by u aankom, en dalk sien maar nou na 3 maande of 6 maande of 5 jaar of 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar later, hierdie persoon wat u na die Here toe gelei het, sien u dien nie meer die Here nie, of u dien nie die Here met daar dieselfde ywer en oorgawe waarmee u om daar nie begin gedien het nie, en hulle sal hartseer wees daaroor, en u mag dalk baie skaam wees daaroor, as iemand daar by u kom, wat u na die Here toe gelei het, en u nie so vind dat u reg is met die Here nie. As u al iemand anders na die Here toe gelei het, en u sou hulle sê, maar oor 'n tydperk nie gesien het nie, en u sou hulle weer sien, hoe sou u wil hê moet hulle wees? Moes hulle gegroei het, toegeneem het? Sekerlik sal u dit so wil hê. En nou sê hy, as u daar by hulle kom, sê in vers 20, dat daar nie miskien sal wees twis en jaloersheid en toornigheid en verdeeldheid en kwaadsprekery en nuusdraery en verwaandheid, wanorddelikheid. Hy sê, hierdie dinge moenie daar wees nie. Ek wil julle nie so vind nie, en ek dink ook nie julle wil hê ek moet julle so kry nie. En dan kom hy, en hy sê in vers 21, dat as ek gekom het, my God my miskien weer by julle sal verneder, en ek sal treur oor baie van die wat vroeër gesondig het, en hulle nie bekeer het van die onreinheid en hoerery en ongebondenheid wat hulle bedryf het nie. Hy sê, dit gaan dan maar 'n groot hartseer wees, as hy daar kom, en as mense nog steeds besig met sonde, en hulle nie regtig bekeer het tot die Here nie. Nou die vraag net doodeenvoudig is, as daar die persoon wat u na die Here toe gelei het, by u aankom, gaan hulle hartseer of bly wees? Bly om te sien u het gegroei in die Here, of hartseer om te sien u teruggeval of u nooit regtig met die Here deurgegaan nie?
het vanoggend 'n vraag om te beantwoord. En mag daardie antwoord positief wees. En mag u ook iemand anders na die Here toe lei en hulle ook hieraan herinner. Mag die Here vir u seën. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, dankie vir die wonderlike genade dat u ons in staat stel, dat ons ook ander kinders van u kan verbly deur u te dien. Amen.